Goeienaand in Suid-Afrika, op die kop 1900, sê weer die aand, daar by julle. En ons gaan so 'n paar minute spandeer aan vrae en antwoorde vir die Iran-oorlog. Die status wat daar aangaan en mense wat wil weet waarheen gaan aan die kant toe, daai kant toe en so aan. So ek het eers gou 'n paar goed voorberei om mense kans te gee om in te kom. Wil ek het gou 'n paar dinge cover net in die begin. Karen Bron, baie dankie vir daai membership wat jy aansoek gedoen het. Welkom by dit. Kom ons begin sommer daarbo. Eerste plek wil ek net gou ek kry nog baie vrae, baie comments oor my taalgebruik, my menging van taal, en dit gaan vanaand weer gebeur. So kom ek net gou vir die mense gerus stel. Ek gaan dit nie in aspres dink aan hoe kan ek my tale mix nie. Onthou ek bly al 18 jaar in Amerika, my hele dag doen ek net alles in Engels. So jy verleer om suiwer Afrikaans te praat, jou kop begin dink in twee tale. Daarom as ek in die oomblik praat, is dit baie moeilik partykeer om gou eers die suiwer Afrikaanse woord uit te dink, want dan gaan ons hier in vashak verlang. So moet nou nie dat my taal jou asseblief afsit nie. As my taal jou afsit, as jy glad jy daarvan nou mense tale meng nie, dan raai ek aan dat jy nie verder luister nie vir vandag nie, want ongelukkig gaan dit gebeur. Daar's goed termes wat ek in die weermag gebruik, wat net in Engels is. En ek kan dit nie vertaal Afrikaans toe nie, as nie noodwendig Afrikaanse termes vir dit nie. Dis die een ding. Die ander ding wat mense my kort oor vra, en is die tyd. As ek sê, dit is nou 1400 in SA tyd, of 1400 Bravo. Onthou, hier is 'n militêre operasie. Ek is 'n soldaat vir 39 jaar. Dis die terme wat ons gebruik in die weermag, die hele westerse weermag en NATO-lande almal gebruik daai 1400, 1800, whatever die case may be. So, as jy 'n taalkundige was op 'n universiteit of so, suiwer Afrikaans, nooit in die weermag nie, jy het nog ooit van so iets gehoor nie, dis fine. Onthou net as ek het praat, jy weet waarvan ek praat. Ek gaan nou nie probeer uitfigure en onthou om te praat in suiwer jou Afrikaanse taal nie. So, net dit vir almal. Sorry, ek wil dit nie uit die pad kry. So, wat gaan aan? En die ander ding is, as julle wil komment hier op vra by die chat, dan moet jy net iewers onder aan die subscribe knoppie druk. As jy die subscribe knoppie druk, dit kos jou nie 'n sent nie. Dan binne 'n minuut later sal jy toegang hê om comments te gee, vrae te vra en so aan. So vir die wat wil vra en so aan, en jy is nog nie 'n subscriber op die kanaal, druk net subscribe knoppie en 'n minuut later kan jy begin vra. En daai subscribe kos jou absoluut niks nie. Charge mense vir dit nie. So, kom ons begin by. Op die oomblik het ons nog soldate in Iran. Hulle leer, baie van die RJC en hulle groepe, kruip weg in grotte. Hulle het ondergrondse bankers. So mense vra my die vraag, hoe gaan jy eventually by hulle uitkom? Want dit is moeilik as jy ender. So die eerste ding is, ons gooi bunkerbuster bomme daarin, ons weet waar die grot is, of die ondergrondse banker, of die tunnels. Die ander ding wat ons gaan gebruik, en moontlik al gebruik het, ek gaan dit nou nie bevestig nie, is thermobaric warheads. Ons gebruik thermobaric warheads partykeer. Thermobaric warheads is 'n fuel air mixture. Jy gooi daai bom in by die gat van die grot, by die deur, of deur die grond, hy gaan deur die grondvlak, en hy breek tot binne in die banker in, dan ontplof hy. Ons doen dit baie met van ons Apache helikopters op die Hellfire missiele, thermobaric warheads. Jy skiet die missiel by die entrance van 'n grot of iets in. Nou wat daai bom maak, as hy binnekant is, en hy ontplof, hy suig al die suurstof uit die grot uit, en vervang die suurstof met baie warm lug. So, jy kan dalk om die hoekie wees, en die blast zone gaan jou mis, maar jy gaan baie vinnig daarna doodgaan van tekort aan asem, suffocation, en jou longe gaan brand, want die lug wat versprei deur die grot is, ek kan nie vir jou sê hoeveel grade Celsius nie, maar is ver meer as 100. So dis een ding wat ons gebruik, thermobaric warheads, om mense uit bankers uit te kry.
Almal sê hallo, sê ek het vir hulle vir almal so lank, die wat inkom. Dan het iemand gevra, wat van die, is daar die Kurde se betrokkenheid? Is hulle al besig met 'n inval binne in Iran? Nee, die Kurde, daar's Kurdiese magte binne in Irak, wat hulle self voorberei om deel te neem. Daar is Kurdiese magte in Iran wat nog nie op die grond is nie. Maar daar is Kurdiese magte in Irak wat hulle self voorberei en versamel op die grens van Iran, dat wanneer hulle geleentheid sien, wanneer die bombing van teikens redelik min raak, dat hulle 'n grondoffensief hulle self kan doen. Hulle is teen die Ayatollah regime. So, die probleem is, iemand het my voorheen gevra, hoekom bewapen Amerika nie vir die populasie van Iran nie? Dis nie so maklik op die oomblik, ek kan nie net daar oorvlieg en 'n klomp gewere afdrop nie, want die Iranse besiege magte, en hulle leer, van die RJC, hulle leer, is nou, kruip nou weg tussen die populasie en siviele klag. So hulle onder die populasie. En as hulle iemand sien wat opstaan op, dan execute hulle. So dat gaan kom tot 'n punt wat, ons moet eers al daai, en is nou te moeilik om dit te identifiseer, want hulle kruip in siviele dragtes in die populasie weg. So hier is nie so maklik soos ander voorvalle waar jy kon die populasie arm en hulle staan op teen die regering, maar dit sal nog kom met tyd, dat hulle besluit om op hulle self op te staan. Here's a question. Michael Marks. Why did Iran visit South Africa for the supposedly joint naval maneuvers with Russia, China, and South Africa with huge cargo ships and not a warship? Could it have been to, and ek wil al Michael Marks, load missiles and other weaponry? Beslis, want onthou die Suid-Afrika is in selfe bed met die Ayatollah regime. Kry baie geld van die Iran af. En kyk hoe vinnig ry skepe van Iran onttrek uit Suid-Afrika uit, toe die Amerikaners begin skepe rondom Iran pak, toe weet hulle moet teruggaan. Maar anyway, wat hulle ook al gekry het by Suid-Afrika, het nie noodwendig Iran bereik nie, want een van die skepe is in die Indian Ocean gesink, nog voor hy by Iran teruggekom het. En al die ander skepe is geattack en gesink anyway. So, definitief is daar goed wat hulle kan gelaai het. Ek is glad nie verbaas wees moet dit nie, glad nie. Ek het goed gesien toe ek in die regering gewerk het in Suid-Afrika. Ek het nie in die regering gewerk, ek was in die lugmag. Ek was bevelvoerder van die VIP Protection Unit van die lugmag en die hele weermag. Met ander woorde, ek het baie besoekende presidente opgepas en meetings in die regeringsgeboue gehad en ander plekke. En ek het gesien hoe opraai daar mense behind the scenes. So, nee, beslis is ek glad nie verbaas as daar wapens afgelaai is op daai Iranse skepe nie. Onthou vir die mense wat nou inkom, as jy wil comment daaronder, op die vrae in die chatbox, jy moet net die subscribe knoppie druk, dan gaan dit jy, na 'n minuut later sal jy kan comment, en dit gaan jou niks kos nie. En dan het, wat nou net die ding opgepop, let's see our blank, baie dankie vir die support, let's see our blank, membership. Okay, so, kom ons gaan aan met die vraag wat ek hier voorbereid. Op die oomblik is daar nog extra bombers op pad na die Midde-Ooste toe. Ons het 'n hele paar B2's, B52's, B1's in die omgewing. Die B2's is nie in die omgewing, hulle is weggeskuif, maar hulle is nie, hulle opreit van verder af. Maar die B1's en die B52's is daar, en daar is nog 'n paar B1's op pad soontoe en 'n paar B52's. Nou, die bombers, B1, B2, B52, almal kan doen soos carpet bombing, onthou julle in die ou jare, carpet bombing, hy gaan en dan gooi al 80 sy 500 pond bomme so 'n streep so af, dan noem het carpet bombing, carpet bom met die hele area. Dis wat hulle gedoen het in die Tweede Wêreldoorlog, Korea, Vietnam oorlog. Selfs 1 of 2 oorlog daarna, maar nou op die oomblik dra daai bommers, daai 80 bomme wat hy dra, is almal smart bomme, almal. Jy vat eenvoudig net 500 pond bom wat jy in die bom by sit en jy strap vir hom 'n GPS package on, dan sê jy JDAM. So, jy kan hulle almal programmeer om verskillende tekens toe te gaan. So, dis wat ons nou doen.
baie doen met hierdie strikes. Die vlieg die B-52's daarbo en die B-1's. Die B-1's het in die begin die diep strikes gedoen, wat hulle doen het met, hulle vlieg supersonies in, drop die bom en kom terug, en die B-52's het nie oorgegaan. Maar het is wat die vermoë is van die bommers. Soos teikens opteik en soos teikens opgetel word met sensors, dis wat hulle nou doen. Met die bommers, en hulle het allemaal JDAM bomme in. Almal sê hallo uit UAE. Goeienaand van Abu Dhabi. My vraag is, met wie tree Trump in gesprek as meeste van Iranse leiers uitgehaal is? Daar is so met Du Plessis. Daar is mense in Iran wat nog oor is. Van die Ayatollah regime is meeste gone. Maar nie almal nie. Die buitelandse minister is nog steeds daar, die oorspronklike ene. Hy is nog nie vervang, hy is nog nie dood en vervang met iemand niets nie. Die ander wat dood is vervang, en hulle is dood en hulle is vervang. So hier by die derde level al is vervang. Maar dat is nog steeds. En dis met die huidige regime, met die huidige Ayatollah regime, wat hulle daar spreek. Maar daar is ook samesprekings met faksiegroepe wat in die weermag is, in die top ander wat probeer nou, dat lyk my daar's chaos in Iran. En daar's groepe wat wegbreek, wat nou agterkom, as ons wil nog lank lewe, moet ons dalk vir onsself dink nou. So daar is samesprekings met ander mondelike items of partye ook. En ek gaan nie daaroor kan uitbrei vanaand nie, maar daar is mondelike samesprekings met hulle ook. En logies is daar. Iemand het spesifiek 'n goeie interessante vraag gevra. Hoekom maak 'n mens onthou military security, jy weet, hoekom maak jy so baie informasie bekend op YouTube en op Facebook en so aan? Hoekom gee Trump so baie informasie uit met sy toesprake? Hoekom is Defense of Secretary of War, hoekom maak hy so? Onthou julle die wat in die weermag was in die 80s, ons 70s en 80s, ons die oorlog in Angola gehad het. Toe mag ons nie eens vir mense gesê het, ons is op die grens, of in Angola nie. Dis OPSEC, Operational Security. Dat is nog steeds Operational Security, maar hoekom maak ons dan al hierdie goed bekend? Tweevoudig. Eerste ding is, as ons net 3000 troepe gehad het en net 20 airplanes, jy weet nie hoe groot mag gehad nie, so ons beslis nie bekend gemaak het wat ons het nie, want dan wys jy is te klein. Maar as jy so baie goed het, en jy kan so baie goed bysit, dan maak jy definitief bekend. Ja, ek stuur 50,000, daar is 50,000 troepe klaar in die omgewing wat fight. Daar is 2 aircraft carriers wat fight. Daar is groepe, as jy so baie groepe het, as jy so baie wapens en het so baie goed skuif, dan maak jy het bekend. Dis 'n afskrikmiddel. So, dis nie net 'n afskrikmiddel vir Iran nie. Dis 'n afskrikmiddel vir potensiële ander vyande. Hulle kan sien, kyk hoe maklik is dit vir Amerika om sulke groot magte so vinnig te skuif in die omgewing in, en kyk die suksesse wat hulle kry met die strikes, soos die eerste 2-3 dae van die strikes wat ons die hele Iranse konvensionele weermag geneutraliseer het. Ander lande sien, ons sien hulle kan dit doen. Hulle het altyd gebrek, hulle kan, nou het ons gesien hulle kan. So dis wat dit is. Het gaan ook oor jouself te adverteer. So selfskrikmiddel, is 'n show of force. Dis hoekom so baie informasie bekend gemaak kan word. Reinhold Steenkamp, ja, hulle praat met die president, die IRGC beheer die land, daar is friksie tussen die president en ja, dat is definitief, dis hoekom ek sê, hulle praat nie net, hulle praat met die IRGC ook, maar hulle praat met ander groepe, ook in Iran, iemand wat kan opstaan en oorvat. So die gesprekke, die onderhandelinge tussen Amerika, Israel en Iran is nie net met een groep nie, die dit waarborg, definitief net met een groep nie. En Michael Marks, you're quite right, Joint BRICS maneuvers is easy to move weapons and stuff, that's why you bring ships and stuff you can move, and you can even bring combat ships and load stuff on that as well. Ansie Kokomoer vra, hoekom kom president Trump nie in Suid-Afrika? Een oorlog op 'n slag, Ansie. Ek gaan nie verbaas wees as daar 'n bietjie meer aandag gegee word aan Suid-Afrika hierna nie. Glad nie verbaas wees nie. Nou het die Houthis ook betrokke geraak. Laaste 2-3 dae het ons gesien, die Houthis het nou betrokke geraak. Baie waaghalsige mannetjies daai, skiet missiele in Israel in, word afgeskiet. So, maar die betrokkenheid van Houthis maak what you call it nou, so, my kop weer vas. Onsekerheid.
in die oliemarkte en goeder, so ons sien die oliepryse het weer opgegaan, hy staan op $103. Wat eventually allerhande ander kostes opgaan. Ek sien intussen, soos Amerika is, nou die olieprys en die natural gas pryse het opgegaan, dis waar die energie vandaan kom, wat daar deur die stryd gaan. Vir Amerika, ons natural gas pryse het presies dieselfde gebly, glad nie opgegaan nie, want ons is die grootste natural gas producer van die wêreld. So ons het genoeg hier om vir onsself te sorg. Ons oliepryse het opgegaan, want hy gaan gehaak aan die wêreldse oliepryse. Ons petrolprys het nie opgegaan dieselfde hoeveelheid as wat die olieprys opgegaan het in persentasie gewys nie. En het al 'n bietjie afgekom weer. So, maar vir ongelukkig vir die ander lande wat baie meer afhanklik van dit is, gaan dit so. Dit gaan Suid-Afrika nogal slaan. Daar's 'n moontlikheid daar gaan tekort aan olie en petrol wees vir Suid-Afrika en vir ander Europese lande en lande wat olie 100% invoer. So ek hoop in daai terme kom hierdie ding vinnig tot 'n resolusie, sodat daai olie kan weer begin vloei, laat die mense nie te veel, want dit gaan 'n stryd raak as jy in Suid-Afrika kom by 'n polstasie en as nie meer petrol nie. Maar 'n vraag is, Sasol, hulle maak olie uit kool uit, of sorry, petrol uit kool uit. Ek kan nie verstaan hoekom daar altyd die Sasol petrolprys opgaan en die olieprys opgaan nie. Skelm land, skelm regering. Okay. Am I correct? Who's this? Martin. Am I correct in assuming the US forces are doing everything humanly possible to keep collateral damage to an absolute minimum? Is there some sort of warning mechanism? Yes, there is. And you are absolutely correct. The US military is not in the business of attacking civilian targets on purpose. Not at all. So let me address, because a lot of people asked me this question before, I haven't responded to anyone, but let me address that school of children. First day of the strike. So, mense sê, ja, maar kyk hierdie Amerikaners, hulle is kindermoordenaars, hulle het aspres 'n skool gehiep. Nee, die Amerikaanse weermag, ons is nie in die business, ek is 'n Amerikaanse soldaat. Ons is nie in die business om aspres siviele teikens te tref nie. Ons het nog nooit gedoen, ons is nie aan business in nie. Wat het gebeur met daai skool? Daar's geen definitiewe ding wat wys dit was die Amerikaners nie. Een ou was slim, het hy op YouTube gegaan en op Amerikaanse nuus. Hy is kammerslag hierdie wapenkenner. Het hy gegaan en iemand het 'n recording van 'n missiel wat inkom in hy skool tref. Obviously seker van 'n security camera of iets. Toe wys hy, kyk, daai is 'n Tomahawk missiel. Dis nou bewys. Maar daai ou weet glad nie, of weet jy sy kennis, dat 'n KH-55 cruise missiel wat Iran self gebruik, wat by die USSR koop, lyk presies dieselfde as daai missiel wat hy gewys het waar aankom. Die ding wat hy nie gesien het nie, daai missiel wat hy sê is 'n Tomahawk missiel, het nie 'n air intake gehad daarbo waar air intake veronderstel is om te wees vir sy engine nie. Maar hy het die vlek en lyk net soos as jy vinnig kyk, vir 'n leek lyk dit soos 'n Tomahawk missiel. So daar was nou sy evidence en dis wat hulle gebruik het en sê dis 'n Tomahawk missiel. Maar hy het nêrens agtergekom dat die KH-55 cruise missiel lyk presies dieselfde soos daai missiel wat ingekom het ook nie. So, was dit 'n KH-55 of was dit 'n Tomahawk? Kan either or wees, want hy footage is nie baie duidelik nie. As dit 'n Tomahawk was, as dit 'n Amerikaanse missiel was, kyk waar was die skool, binne in 'n militêre basis, binne in die militêre basis. So, onthou ons wapens is baie goed, baie akkuraat, maar dit is nie 100% garantie dat hulle altyd 100% akkuraat wees nie. Kyk ons Hellfire missiele wat ons op die helikopters gebruik, op die Apache helikopters. Vandat ons geskuif het na die Hellfire 2 missiel toe, toe ons die Hellfire 1 missiel gehad, was die suksesrate van die missiel so 78-80%. Vandat ons geskuif het na die Hellfire 2 missiel toe, is die suksesrate oor die 98% en ons het al duisende van hulle geskiet. So dit is 'n baie goeie rate, maar dat is nog steeds daai onder net daai 1.2 so persentasie van missiele wat fail in terme van guidance het gefail of die rocket motor het nie gefire nie. Of iets het verkeerd gegaan en net gemis. Daai gaan nie kry. So, was dit 'n Tomahawk waar hy skool getref het? Moontlik. Dit is nie 'n garantie dat dit was nie. As dit een was, het Lasprus daar gemik? Nee. As hulle geweet het, daar is 'n skool vol kinders? Nee. My vraag is, hoekom is daar 'n skool vol kinders binne 'n militêre basis? Want dis die probleem met Iran, met die Ayatollah se regime, en met Hamas,
En met Hezbollah, hulle bou hulle plekke binne in siviele plekke, reg langs dit. Want hulle weet, as daar oorlog kom van Israel af of so, dan gaan hulle net skree, kyk hulle die skool geskiet, kyk hulle die hospitaal geskiet. So hopelik is daai ding nou 'n bietjie tot rustig gelaat. Dis 'n jammerte van al die kinders wat dood is, regtig 'n jammerte, maar het Amerika dit as prins gedoen? Nee. Okay, so, kom ons gaan af met die correct assuming, ek sta verby. Ja, propaganda. Bernard, is Al Jazeera betroubare bron? Ek het 'n paar goed gesien wat redelik akkuraat is, maar ek het ook maar 'n paar goed gesien wat my oor laat, my eyebrows laat opgaan. Ek gaan nie noodwendig vir jou sê Al Jazeera is 'n 100% akkurate bron nie. Hulle is alright, maar hulle is nie. Ek het al goed gesien by hulle wat sommer vals was. Een vra, wat dink ek sal gebeur as Amerika en Suid-Afrika moet toesak, polities gewys? Hulle kollaps. Suid-Afrika se politiek kollaps. Die Suid-Afrikaanse regime gaan nie staan nie. Daar's nie 'n manier nie. Daar's nie 'n manier as Amerika besluit om Suid-Afrika se regering onver te kom werk. Hulle het niks wat hulle kan hê, niks wat hulle kan gebruik om hulle in plek te hou, soos wat die Ayatollah se regime duisende en duisende missiele en goed weggesteek het vir die laaste 40 jaar in tunnels en kanale en grotte, om hulle nog om beheer te hou. Suid-Afrika het nie sulke goed nie. En ongelukkig Suid-Afrikaanse weermag gaan nie staan nie. Gaan nie eens 'n dag hou nie. Ons petrol R5, diesel R10. Seker 'n liter wat dit op is. Ek het gesien hulle so jag hulle petrolprys en hulle dieselprys so op. Hey, William Wheeler, hy vra sommer 'n refugee vraag. Al sy goed is klaar, tasse is gepak. Hy wag net vir die vliegkaartjies. Man, ek hoop vir jou dit kom vandag, dat jy kan skuif hier na Amerika toe. Kom geniet dit. Baie mense sê ook in ons comments wat ek sien, mense kan nie Trump vertrou nie, hy lieg te veel. Jy moet gaan weer kyk na sy toesprake. Trump lieg nie. Trump verander sy woord kort. Nou sê jy, sy het gelieg die vorige keer nie. En hoekom doen hy dit? Die wat van counter-in weet sal verstaan. Veral met die oorlog. Trump het al soveel keer sy mind gechange en goed verander. Is confusion. Hy saai confusion onder die Iraniërs. Hy ons nie 'n klou wat aangaan nie. En dis sy secret. Dis hoekom hy so suksesvol is. Want niemand het 'n klou waar sy kop is en wat praat. Hy het nou hier gepraat, môre praat hy anders. Nou sê mense, ja, maar hy lieg. Kyk, hy het gesê, nou sê hy anders, so hy het gelieg die eerste keer. Nee, daai ou is slimmer wat baie mense dink. Hy's baie breed. So, hy saai paniek onder die mense. Jy weet, die enemy, wat nou political enemy is, of wat nou regte enemy is, hy laat hulle heeltyd dink, hy confuse hulle die heeltyd, hulle het nie 'n klou wat hy gaan doen nie. Al wat hulle al geleer het, hopelik, is dat as hy sê, ek gaan jou slaan oor 10 dae, dan gaan hy jou slaan. So, as jy nie kom by die tafel met jou planne nie, gaan jy geslaan word, en dis wat moontlik met Iran gaan gebeur, die 6 April, as hulle nie daadwerklik in 'n rigting gegaan het vir peace, en 'n rigting gegaan het waar hulle die Strait of Hormuz oop gaan hou, en nie voort wil gaan met hulle atoombomme nie, en hulle opkom en hulle sal uitgee, die verrykte Iran wat hulle het, beskikbaar maak, kom opgetel word. So, daai hooplik sal hulle nou agterkom, na 3 keer, sy strikes, hulle sal, hy's ernstig as hy dit sê. Want lyk my hulle nog steeds nie dink hy's ernstig nie. Gert Barnard, Monet, kom Israel en Amerika by mekaar om gesamentlike plan van aksie te evalueer? Yes, daar is die command post. Kyk, ons operate ons in van CENTCOM af. Hulle operate hulle uit Israel uit, maar daar is 'n groep van generale en planners wat by saam een plek sit. So, hierdie ding is vooraf beplan. Die 28 Februarie se aanval is vir weke vooraf beplan. Onthou, in die begin van Februarie, einde Maart al, het Amerika begin wapens so goed skuif. Hulle het al geweet, as hulle in Iran nie gaan bykom met hulle gesprekke, gaan hulle slaan. So, dan sit jy Israel en Amerika aan dieselfde tafels en hulle beplan die hele operasie. Want daai wat hulle gedoen het op die 28 Februarie, daai gesamentlike joint strike, moet jy so beplan,
moet dit so beplan, anderster kan jy op mekaar skiet, jy sien? So, nee, daar's definitief. Ek was al betrokke by sulke beplannings hierso in die middle 90s, later 90s, 1998, 1999 was ek in die Air Force Command Post. Dit was ek gewerk en ons het daar eendag ons doen sulke roundtables waar dit se goed beplan. En daar was 2 Israeliese raadgewers, al wat ek hulle gaan noem, Israeliese raadgewers wat altyd by ons was daar binne en ons het goed beplan en saamgewerk. Pet Jom, I am interested to find out how you got involved in Koepel TV. So, it is interesting. 10 years ago, Koepel was a radio station, Koepel Stereo. So, the owner and operator of Koepel Stereo, Saki, back then, he was in the Air Force, not with me, he was there before me, but we had the same line. He was a PTI or instructor in the Air Force, and I became one later. And on Facebook, we actually met up. And he required me or asked me back then, 10 years ago, to host a talk show program on Koepel Stereo on the radio station about the war in Angola, because I was in the war in Angola. So we just remained friends in all these years. And the other day, or by the end of December last year, he asked me, hey, I'm now switching from the radio station because it's not running 100%. He started Koepel TV. If I will just do him a correspondent out of America, if I see something interesting happening in America, I can put clips on TV, Koepel TV for his audience. So that's how I got involved in Koepel TV. Tosi TV. I don't know what's Tosi TV. Weet julle mense, julle praat so van Tosi TV. Toe ek met die refugee program ding begin het laas jaar, het ek mense, iemand vir my goed gestuur. Toe word ek uitgesaai en aangehaal in een of ander stasie daar in die Kaap somewhere. Weet of het op 'n TV-stasie of op 'n koerant of iets is nie. So, mense share maar my goed. So, nee, ek weet nie van Tosi TV nie. Ian Nel, jy vra nou 'n vlugteling of 'n refugee vraag hierso. Hoekom kan Namibiërs nie aansoek doen vir vlugtelingstatus nie? Namibië se SWAPO regering. Hierdie program is net vir Suid-Afrikaners. Net vir Suid-Afrikaners. Daar's nie 'n program vir, as daar enige program oopmaak vir Namibiërs, dan sal dit wees, maar ongelukkig net vir Suid-Afrikaners. Wat is Amerika se opsies wanneer die tyd uitloop wat sonder die Kongres se toestemming met oorlog kan voortgaan nie, of is daar dalk genoeg demokrate wat die oorlog sal steun? So, ek wil nie diep in die politiek aangaan nie, maar die president het 'n mandaat, hy kan oorlog. Hier is nie 'n volskaalse oorlog nie. Hy kan limited action doen sonder Kongres se toestemming. Jy moet hulle net laat weet. So, dis wat hy op die oomblik gebruik. En as dit kom by 'n punt wat hulle sien, okay, nou gaan hulle Kongres se hulp nodig het, dan gaan hy net na Kongres toe en sê, okay, hier wil ons trek, dis wat ons moet doen, dis die plan, dan gee hy, dan kry jy approval by Kongres. Maar dis ander politiek wat ek nog nie gaan nou oor praat of met tyd, ons het nie baie tyd om daaroor te praat nou nie. Hoe lank sal die oorlog voortgaan? Pieter van der Walt. Onthou, president Trump gesê hy gaan die tweede begin. Hy voorsien, hy skat, hierdie oorlog gaan so 4 tot 6 weke gaan. Ons is nou in die begin van week 5. Het is baie moeilik om 'n oorlog wat jy nog nie begin het, 'n datum aan te sit, 'n einddatum. Jy weet, jy kan sien, jy kan beplan. Nou, as jy kyk die doelwitte wat bereik moet word, ons is redelik ver voor die doelwitte volgens die tyd op die oomblik. Dit hang nou af van die samesprekings met Iran, hoe vinnig hulle gaan bol speel. As hulle bol speel, kan hierdie ding verby wees voor maandag. Voor die sperdatum van die 6de April wat hy gesit het vir energie-infrastruktuur stryk. Maar, dit kan nog, onthou, as dit nou nie in 6 weke klaar is nie, ek het al klaar mense gesien sê dit, ja, julle kan nie eens, julle sê, julle kan dit in 6 weke doen, dan kan julle nie, so julle sleg en albei. Sien, oorlog is 'n lewendige ding, hy beweeg, hy's vloot. So, nee, ek vermoed, dit kan nog 'n paar weke vat. Dit gaan dalk oor die 6 weke merk gaan, maar dit kan net sowel binne volgende week klaar wees. So, daar's nie, mens kan nie 'n datum opsit nie. Dit hang alles af van baie faktore. En baie faktore wat meeste mense nie toegang tot inligting het nie.
En dan vra me Du Plessis, realisties gesproke, wat kan ons verwag na die 10 dae oor is? So, hier is die volgende stappe. As hy 10 dae verby is en daar was nie 'n skikking nie, is die kans so baie goed dat president Trump 'n groot aanslag in Iran gaan doen. Hy gaan sy infrastruktuur vir energie en goed slaan, en die kanse is daar. Hy het die vermoë, hy sy wil, kan hy Kalk eiland oorvat, en die ander eilande wat by die Strait of Hormuz se ingang is, occupy met die Marines wat daar is, en met ander soldate, en met force daai plek oopmaak en oophou. En dan van daar af patrolleer hulle op en af met Navy skepe en escort tankers in en uit. So, dis die een, dis die maar daar's soveel ander dinge wat intussen kan gebeur, ander opsies. Ander opsie gaan wees, hulle conditionally surrender en conditionally werksaam, en daarna is daar soos 'n koalisie, die Ayatollah wat nou sy seun wat nou in charge is, wat ons nog nooit gesien het nie, wat Kammersdag lewe, wat ons nog ooit gesien het nie, bly dalk in charge, maar daar's ander koalisie mense saam met hom, en hy kan nie net doen wat hy wil nie. So, daar's baie opsies wat kan gebeur. Hierdie ding is so vloot, jy kan nie nou sê, dis baie moeilik om 'n uitspraak te maak oor wat volgende week of die week erna gaan gebeur. Ja, William Wheeler, ja, useless klomp demokratie, hulle nog nie die funding goedgekeur, hulle probeer dit blok. Hulle maak net hulle self, hulle werktye kort as kongres, maar as senators, want einde van die jaar met die midterms, gaan party van hulle jobs verloor. Ek kyk hier van die Bonfire Refugee vraag, lys van hoeveel mense in Amerika aangekom het. Ek sal dit vir julle maandag opsit. Gert Barnard, interessante vraag, is whoever die Suid-Afrikaanse voorloper in die verkiesing, nie die Trump se eise en SA kom nie weet, kan hetselfde gebeur as Venezuela. Moontlik, hy moet net nie om wind gehad hou nie. Hy moet net nie soos Maduro gaan sê, come and get me. Hy sê ons, come and get me, toe gaan haal hom. Patch Joe, no, not necessarily. He said the problem with war is that it takes a very long time for return to previous prices, etc. We much doubt that the price of food will come down. We are on a very, very hard time. It can, but not. It doesn't have to, because if like with us in America, if the price of oil drops back to $60 today, if the oil stops, or the war stops, and the oil price drop back to $60 where it was before the war, our petrol prices will be back to where it was the day before the war, the very next day. It normally takes 2 days maximum. Once that's done there, they immediately, the transport of food and stuff, 2 days later, within that first week, is back on those lower fuel prices, which bring the prices of food and stuff down. So we see the impact of oil price going up and down pretty fast here in America. Prices of food, they sometimes will absorb extra cost for a couple of weeks so that food prices doesn't go up. But as soon as they can get cheaper transportation again, it comes back, because the demand and the supply here in America, it's capitalist. If you make your food price too expensive, no one is buying from you. So they don't have a choice. They have to bring it down. Now, in a country where there's a lot of monopolies, and a small country like South Africa, where the government control taxes and all of that, that's the problem. That's where they will stick taxes to fuel and whatever and food, and use the war as an excuse. And when the war is over, they just don't take it away. That's the problem. Corrupt governments. But in a plain system like us, capitalist system, you have no choice. You have to bring your prices down. Otherwise, I walk to the store, next door, and buy food there. Ansie Kokomoer vra, wat is die kans dat Iran skeefloop, dinge daar, en ander lande betrokke raak in die oorlog? Ander lande is klaar betrokke. Hulle het sommer die tweede dag al alle buurlande aangeval. So viele taken sommer. So hulle is in 'n mate klaar betrokke. Wat hy nie in ag geneem het nie, die Ayatollah, is dat, want van die lande was hulle bondgenote ook gewees, goeie trade met hulle gehad. Daai ons sal nie weer met hulle trade nie. Hy dan sommer al die lande reg rondom hom geskiet, almal van hulle. So, hulle gaan nie weer met hom trade nie. Hulle gaan hulle nie weer vertrou nie. So wie ook al die government oorvat daar, hulle gaan in die toekoms baie swaar kry met trade met ander lande. Baie swaar kry.
Kyk of in die baan vra, kan ons inwoners sê, please come fetch him. Ek sal like, as jy dit kan sê, hulle neem deel daaraan om go fetch him. Ja, bly met Jan van Riebeeck. Laat ek vroeg verder sien. Gert Barnard, dat die oorlog sal eindig, nie net die Midde-Ooste nie, maar oral wat alleen. Ja, jy's reg. Jy's reg. Dit moet dit moet ophou, want dit impak die hele wêreld. En vir party lande is die impak baie groter as vir ander lande net. So, laat ek dit ook op my papier hier, so notas wat ek gemaak het, wat ek vandag vir julle wou gesê het. Net so by terloops, ek kom by die dodetal in Swaan in die oorlog, ons sien daar is nou, kyk, ons het al 13 Amerikaanse soldate verloor, en so by die 300 is gewond, waarvan meer as 280 teruggespelde plekke, en is gewond praat van, het 'n bietjie skrapnel opgetel, of dat bommeboek in jou kop ontplof, en hy impak, skok, jy gaan onderhandel, jy gaan moet sekerboeg toe gaan dat jy jou check vir compression op die brein, en dan record hulle as 'n gewond ene, en dan kom jy uit om 'n keer niks sien. So dit word ook gerekord. So ons het 13 dood en 300 gewond. Die Iran self trek so ver hulle weet, so 2000 mense dood in Iran. 20 al in Israel dood. Hele klomp is beseer in Israel, en dan 26 in die res van die golfstate wat al dood is van die missiele wat Iran in die golfstate geskiet het. So dis die def totaal en die besering so ver vir hierdie oorlog. As jy kyk na die skaal van die oorlog, is die getalle min wat oorlede is en so aanval na albei kante. As jy sien na die totaal, die hoeveelheid sorties wat al gevlieg is en die hoeveelheid bomme wat gedrop is en die hoeveelheid teikens wat dis nou al ver oor 10,000 teikens wat uitgehaal is in Iran. Dit wys jou net hoe 'n goeie akkurate bombing kan die collateral damage verhoed en verminder. Nou, ek praat nie van collateral damage in terme van jou huis bly nog mooi heel nie, want as jou huis langs die plek staan met hulle bom, gaan hy skade optel, jou vensters gaan breek, jy kan dalk 'n muur inval of iets, maar is nie noodwendig almal gaan dood wees nie. Martin vra, wat se inname was ek? Jy was 184, ek was 187, so 3 jaar agter jou, ek was reguit OneSci toe gestuur. By OneSci gekom, het ek basic training gedoen in OneSci, later in basic training is ons uitgehaal, klomp van ons, en Magleerfield toe gestuur vir JLs. Ek was op JLs tot die einde van November, toe word ek uitgetrek uit JLs uit en vroeg korporaal gemaak en Angola toe gestuur vir operasie Hooper. So dit was die 29ste November rond, 27ste November. Toe was ek in operasie Hooper tot so einde Maart gewees, toe kom ons terug 4SAI toe. Ek was deel van 62 Meg. 4SAI vir so 3 maande. En Junie maand in 1988 is ek oor lugmag toe. Ek was in die lugmag PTI gewees vir die eerste 2-3 jaar. Een inname basiese opleiding en toe was ek geïnstalleer by die jail kursus gewees vir so 2 jaar. In 91 het ek 'n offisier geraak, toe ek terug by die gym, bevelvoerder van die basiese opleiding van een van die skaders. En 93 is ek ek was eers Pietersburg, 93 is ek Swartkop toe vir 503 skader, ek is daar Eysterplaat toe vir 6 maande, ek was daarna Durban toe vir so 2 jaar, en terug Pretoria toe, en toe begin ek met die VIP protection groot, en meeste van my jare het ek spandeer daarin ook. So ek het so in die jare, seker so 150 presidente ontmoet van verskillende lande, en defense secretaries, en generale. En dan 2008 is ek in die lugmag uit toe ek Amerika toe. So hier in Amerika was ek mos nou al in die US Army gewees, vir 4 jaar, ek het op Apaches gewerk, Apache helikopters, en nou die laaste klomp jare van 2014-15 af is ek in die lugmag burgermaggieskade, as ek vlieg vir hulle. So dit is so vinnig my history, waar is die tyd? Okay, dis waar ek getrek het, ons is amper op die einde van my tyd, en ek is nou al bietjie gecatch up met die vrae daaronder. As daar nie nog spesifieke vrae oor die oorlog is nie, gaan ek begin klaarmaak. Martin sê, behalwe vir 'n rukkie by 60 die skader, heelpad, hello, super Freelon en hello's, weet jy of jy op Durban was? Ek was op Durban vir 2 jaar gewees, maar toe is die Freelons klaar weg, dat is net die hello's en die Pumas,
en die BK-117 is daar gekom van die ander magte af. Dit was in 94, 95, 96 was ek in Durban. 94 was ek op Eysterplaat. William Wheeler, dink jy die paasnaweek gaan ons vlugte van SA affekteer Amerika toe? Nee, Amerika doen nie so groot paasnaweek soos Suid-Afrika. Hier sluit die goed, hier so in Amerika sluit paasnaweek nie die hele stad nie, die hele land nie. Hier is baie plekke wat aangaan. En Duplooy vra, wat vlieg jy nou? Die lugmag, burgermag geskaders hier in Amerika, ons vlieg net Cessna 182's en so paar 172's. Ons het die grootste vloot, ons het so 550 van hulle. Elke staat het sy eie wing, so Tennessee wing, ek is in Tennessee, so as in die Tennessee wing, ons het 10 van die vliegtuie, van die 550, en my job op die oomblik, ek is die wing's chief of staff, so ek is die tweede in bevel van die hele Tennessee wing. En die vliegtuig wat ons vlieg is dan Cessna, ek het gister weer ingevlieg, Cessna 182. Hulle is bietjie ge-upgrade, hulle het goed in uitrusting in wat die lugmag insit en so aan. Okay, thank you for all the information. Monne gaan voort om vir ons objektiewe realisties terugvoer. Ek sê altyd vir julle realistiese terugvoer. Sorry dat my God nie baie sensasie in het nie, om het interessant te maak, maar ek kan nie dit doen nie. Ek kan net vir die feite deurgee. Maar baie dankie, my tyd is nou op. Ek sal weer in die week 'n gap maak vir so iets. Ek sien nie, ons is as jy definitief 'n aanvraag is vir hierdie tipe questions and answers, dan doen ons dit weer. Geniet die dag verder, geniet die aand verder, dan sien ek julle weer. Enjoy.